Right, so in hierdie video gaan redelijk kort heen wees. Ons gaan kyk na die terugverhoudings. So as 'n vraag vir jou vra, skryf die terugverhouding neer, of wat is die verhouding van hierdie, dan weet jy, dit is waar jy moet sê, dis die teenoorstaande sy op die skynsy, die ongrensend op die skynsy, wat ook al. So onthou, die maklikste manier om dit te doen, is deur middel van tatas. Right, so T, A, T, A, S, S, en dan draai jy hom nou net vir jouself om. So dan sit S, S, A, T, A, T. So tatas en dan draai jy met om. Alright, en dan soos hulle so onder mekaar staan, soos hulle jou identiteit is. So die eerste ene teenoorstaand op skyns, weet ons is sin theta. Okay, ja. So die eerste enetjie is sin theta, aangrensend op skyns is cos, teenoorstaand op aangrensend is tan, en nou flip hy om. So die eerste wat ek gehad het was tan, so die omgekeerde van tan is dan kot. Na kot het jy skyns op aangrensend wat sek is, en dan skyns op teenoorstaand wat cosec theta is. Alright, so as hulle nou vir jou vra vir sin theta, dan beteken dit is sin, weet ons, is teenoorstaand op skyns. So met ander woorde, het gaan wees T op S. Nou moet jy seker maak in wat se driehoek werk jy werk in driehoek BDC. So daar is B, D, C, en as ek kyk na hierdie driehoek BDC, vanaf hoek theta, waar is my teenoorstaande sy? My teenoorstaande sy gaan BD wees, en my skynsy is altyd in my 90 grade hoek, so met ander woorde, het gaan wees BD, die teenoorstaande sy is BD, op my skynsy wat BC is. Alright, die volgende ene is cos theta, so nou weet ons, alright, cos, alright, cos weet ons is ongrensend op skyns. So nou, kyk eers ons na wat se driehoek jy mee werk. So ons werk nou in driehoek A, B, C. So daar is A, daar is B en C. Alright, so vanaf hom weet ons dat hierdie is my skynsy. Daar is theta, so vanaf theta gaan my teenoorstaande sy AB wees en dan die ongrensende sy is AC. So met ander woorde, as ek hom nou met in vervang, dan weet ons my ongrensende sy is AC op my skynsy wat BC is. Okay, die derde ene skryf hulle net interessant. Hulle sê nou vir jou cos 90 grade minus theta. So 90 grade minus theta beteken, dis nie die 90 grade nie, dis nie die theta nie. So wat se hoek bly oor? So as ons weer kyk na driehoek ABC, het ek my theta, so dis nie my theta nie, dis nie my 90 grade nie. So wat bly oor? Wat oorbly is my hoek B. So met ander woorde, hulle vra eintlik vir jou, wat is cos B? Okay, so nie 90 nie, nie theta nie. So wat is B? So onthou weer eens, cos is ongrensend op skyns, maar nou werk jy vanaf B. Alright? So vanaf B is my aangrensende sy daar, my teenoorstaande sy gaan wees AC en my skynsy bly obviously waar my skynsy was. So nou gaan dit wees aangrensend is AB op my skynsy van BC. En dan die laaste ene, cot theta, onthou cot is 'n omgekeerde, so dit is die omgekeerde van tan, so jy kan dit skryf as 1 op tan, wat teenoorstaand op aangrensend is, of jy kan hom net dadelik omdraai as aangrensend op teenoorstaand. Okay, so cot is aangrensend op teenoorstaand. En wat se driehoek werk ek nou? Nou werk ek in driehoek BDC. So daar is B, daar is D, daar is C. En met wat se hoek werk ek? Ek werk met theta. So vanaf theta is my teenoorstaande sy daarso. Hierdie gaan my aangrensende sy wees en hierdie my skyns. So met ander woorde, my aangrensende sy is DC. Alright. So my aangrensende sy is DC op my teenoorstaande sy wat BD is. Okay, en as jy het terugverhoudings doen, so maak seker net lekker baie highlighters daar, of kleurpen of iets, om jou te help. Okay, so ek het 'n ander voorbeeld ook gedoen, so nou het jy net vir nommer 2, met die driehoeke, so die eerste ene vir nou vir cos alpha
in driehoek PQR, so ons maak dit gou eers seker ons werk in die regte driehoek, so daar is driehoek PQR, en dan onthou kos. Kos kan ons gou teruggaan. Kos is aangrensend op skuins. So ek wil my aangrensende sy op my skuinsy kry. Van watse hoek af werk ons? Ons werk van alfa. So met ander woorde, my teenoorstaande sy gaan hier so by QR wees. My aangrensende sy is PQ en dan oorkant jou 90 grade hoek het jy altyd jou skuinsy. So dit gaan daai hele PR wees. Alright, as ek hom invervang, is my aangrensende sy PQ en my skuinsy, daai hele sy is PR. Alright, nou net hierdie uit, so dit is nie te mekaar ook tussen al die verskillende goedjies nie. Alright, my volgende ene, nou soek ek vir tankie, maar nou werk ons in driehoek TQR. Okay, driehoek TQR, so daar TQR. Okay, so ons werk nou in hierdie driehoek, maak seker jou 90 grade hoek lê nou, daar so. So hulle soek vir hoekie kie, so daar so is hoekie kie. Alright, so vanaf hoekie kie weet ek, hierdie is my teenoorstaande sy, hierdie gaan my aangrensende sy wees, en teenoor my 90 grade hoek, daar is my skuinsy. So wat is tan se formule nou weer? Tan is teenoorstaand op aangrensend. So ek kan sien my teenoorstaande sy is nou TR op my aangrensende sy van TQ. Alright, ons sal dit gou hierdie uit. Alright, die laaste enetjie, sec alpha in driehoek PQT, selfde ding, maak seker werk in die regte driehoek, so driehoek PQT, so nou werk ek met hierdie enetjie. Alright, so vanaf hoek alpha, so ek weet vanaf hoek alpha is daai my teenoorstaande sy, daai gaan my skuinsy wees, en dan is hierdie my aangrensende sy. Nou moet jy net onthou, sec is die omgekeerde van cos. Alright, sec is die omgekeerde van cos. So as cos aangrensend op skuins is, dan weet ek, maar wacht, sec is dan skuins op aangrensend. So met ander woorde, ek met my skuinsy op my aangrensende sy kry. Nou in my driehoek kan ek sien my skuinsy was PQ, op my aangrensende sy wat PT is. Alright, die laaste ene is net 'n bietjie ietsie anders. Jy weet net dat 'n mens so kan seker maak 'n mens verstaan dit. Alright, so hulle gee nou vir jou alpha. Okay, so ek weet ek werk vanaf alpha. En nou moet jy net gaan kyk. Die twee sye waarmee jy werk is PR en PQ. So PR en PQ. Wat gaan PR en PQ wees? So vanaf alpha kan ek nou sien ek werk met my groot driehoek. So ek weet, daar is my teenoorstaande sy, alright? Daar is die 90 grade hoek, so teenoor hom is my skuinsy, en dan moet hierdie my aangrensende sy wees. So met ander woorde, PR is my skuinsy, en PQ is my aangrensende sy. So ek moet nou gaan kyk, wat is skuins op aangrensend? Skuins op aangrensend is sec. So met ander woorde, sec alpha is like om PR op PQ. So ek kan hom omdraai ook vir jou gee, waar hulle vir die hoek gee met die verhouding, en dan moet jy nou sê wat se trigoidentiteit pas daarby. Right, so hier is 'n paar maklike vrae waar jy definitief jou punte moet kry. Maak net seker jy lees jou vraag. Right, dit is seker maak wat se driehoek jy werk, en ook wat hulle het met jy neerskryf. Want soms wat hulle doen, is hulle byvoorbeeld vir die driehoekie so gee, die driehoek PQR, maar dan benoem hulle het iets anders, so dan is daai klein lettertjie P, daai is P, en daai is R. So maak seker, sê die vraag vir jou, as hulle vir jou nou ekstra letters bygee, jy moet dit in terme van klein lettertjie PQR sit, dan kan jy nie sê PQ op QR, en dan moet jy sê R op P. Verstaan jy? So maak net seker jy lees jou vraag, dat jy die regte goed neerskryf. Alright. Wat sê? Dit is dan dit vir triegverhoudings.